Ons het verlede naweek Paasfees gevier. Ons het die hele naweek opgebou na Paasondag toe, wat ons gesels het oor oorweeg Jesus. Ons het gepraat oor die redes hoekom 'n mens Jesus kan oorweeg. En vanoggend wil ons dalk 'n bietjie aangaan oor dit, maar die vraag is amper, wat gebeur as jy Jesus oorweeg het en gesê het, ja? Nou, as ek so kyk na julle almal, dan lyk meeste van julle of julle al 'n hele paar jaar dalk Jesus gevolg het. Amper het ek nou gesê of julle oud is. Maar dit lyk of julle almal dalk al iets kon ervaar het van Jesus en dalk baie het al klaar ja gesê. En dan kom 'n ou baie keer op die punt wat 'n ou wonder, maar kan 'n mens iemand wat dalk al jare lank Jesus volg uitdaag? Kan jy hulle probeer motiveer om dalk in hulle lewe dalk bietjie buite hulle gemaksone te stap in hulle geloof, as hulle dalk al baie lank Jesus volg? Maar dan is die antwoord, niemand van ons het nog daar uitgekom nie. So ons almal moet gereeld uitgedaag word hoe ons leef, hoe ons dink en hoe kom ons dit doen. As jy vandag om die wêreld kyk, as jy net dalk in jou huis kyk, dalk by jou werk, dalk in jou vriendegroep kyk, sal jy sien dat die wêreld is so opgestel en dat ons leef in 'n era van maksimum gemak. Nou as jy ouer mense ken en jy's aan die jonger kant, dan sal jy baie keer hoor hoe hulle sê, ja, maar toe ons jonger was dit soveel moeiliker geweest. Ek sê dit baie keer as 'n ou kyk na hoe die manne in vandag se oorlog met al die emosionele goed sukkel, maar daar's baie van die ouer generasie mense, sê maar byvoorbeeld Tweede Wêreldoorlog, jy hoor nie by hulle die melodrama nie. So ons het geneig om te sê, ja man, die ou dae was ons taaf geweest en vandag het ons die wêreld so geskep dat dit 'n era, 'n tydperk is waar ons gemak soek. Dink hoe gemaklik het dit geraak. Jy kan kos bestel sonder om met mense te praat. Jy kan 60-60 bestel en jou enigste woorde vir die dag hoef te wees, dankie, lekker dag verder. Baie gemaklik. So jy doen inkopies sonder om in die winkels in te gaan. So ek dink baie meer mans koop vandag inkopies as in die verlede, want daar's 60-60, maar jy hoef nie meer in die winkels in te gaan nie. Jy kan in jou kamer sit en dan het dit so lekker geraak en ons is deel van dit en die rede by ons is nie net gerieflikheid nie, dit gaan oor baie meer as dit. Maar as jy kan sit in kerk kyk in jou pyjamas. In 2020 het alles omver gegooi vir die kerk van ons almal moet bymekaar kom, nou waar jy is, kan jy kerk kyk. Ons het net dalk vergeet om mense te help om te sê waar jy is, kan die kerk wees. Maar mense het gedink ons kan enige plek kerk kyk, so ek het nie meer die kerk nodig nie. Alles is ontwerp. As jy in hierdie wêreld dink, alles is ontwerp om wrywing uit ons lewens te haal. Wrywing help ons, vat ons weg as ons van die moeilike goed ontslae raak. Kry jy te warm? Stel jy die aircon koeler. As jy honger? Uber Eats, Mr. Delivery, maniere. Verveeld? Netflix? En baie van ons het Netflix en meer tyd word spandeer om deur te scroll, want jy kry nie wat jy wil kyk nie. Maar ons het al hierdie opsies. Trend almal van ons toe ons jonger was, as jy 'n fliek wou kyk, moes jy videowinkel toe gaan. En dan as jy nie betyds daar was voor die nuus uitgepak is, jy kon nie dalk die nuutste kry nie, nê. So dit het al hoe makliker geraak vir ons. En sonder dat ek en jy dit besef, begin ons elkeen iets gevaarlik glo. En ons begin glo dat die doel van die lewe is om gemaklik te wees. Maar hier is die waarheid. Niks groei ooit in 'n gemaksone nie. Spiere groei nie sonder weerstand nie. As jy gekyk het na die Artemis projek wat nou was, hulle was vir 10 dae in space en hulle moes gym in space met so 'n tou ding. Want spiere sonder oefening raak swakker. Ons verhoudings, waar jy met jou man en jou vrou is, jy en jou kinders, jy en jou kollegas, ons as geloofsfamilie, ons verhoudings sal nie groei as ons nie soms kwesbaar is nie. As ons soms bereid is om die moeilike, die ongemaklike gesprekke te hê nie. Geloof groei glad nie sonder uitdagings nie.
En daarom is ons tema vanoggend soek ongemak. Dit is 'n countercultural manier van dink, maar dis ook dalk baie die manier om te dink soos Jesus gedink het. As ek net na die evangelies kyk, is daar een ding wat vir my baie duidelik word. En dit is dat Jesus het mense nooit na 'n maklike lewe genooi nie. Hoor gou weer. Jesus het nooit mense na 'n maklike lewe genooi nie. En ek het dit al hier gesê, en ek gaan dit weer sê, ek dink die kerk het vir baie jare 'n groot fout gemaak, of vir mense te laat dink, dat ons net, volg net vir Jesus en alles sal oukei wees. Want ons het begin bekommerd raak oor hoeveel mense steek hulle hande op en aanvaar Jesus, maar ons het nie bekommerd geraak oor wat doen die mense as hulle Jesus aanvaar het nie. So, Jesus nooi jou nie na 'n maklike lewe nie, maar weet jy waar hy nooi jou? Hy nooi jou actually op 'n missie. Hy nooi jou op 'n missie saam met hom. Ding is om Jesus te volg is nie 'n spa-dag nie. Dis nie 'n Mangonani dag met olyfies en full body back massages of wat ook al nie. Hy nooi ons op 'n missie en hierdie missie is 'n reddingspoging. Dis 'n reddingspoging wat uit moet gaan in die wêreld en is 'n reddingspoging wat selde gemaklik is. Stories en flieks word nie gemaak van iemand wat 'n reddingspoging gedoen het wat maklik was, het met die kar gery, die ou opgetel en weggery nie. Stories oor reddingspogings wat ons hoor en wat 'n verskil maak, is die stories van hoe moeilik dit was. Daar's 'n paar beelde in die Bybel waarna ons kan kyk. Die eerste beeld gaan oor die twee paaie en dis in Matteus 7 vers 13 tot 14. Ons lees dit saam. Daar staan: "Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen is breed. En die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen is smal. Die wat dit kry is min." Dink 'n bietjie wat Jesus hier sê. Dis hy wat dit sê. Hy sê daar is twee paaie. Die eerste pad is lekker wyd en is maklik. Jy kan voet in die hoek sit en jy kan gaan op hom. Dis 'n pad wat die minste weerstand het. Dis 'n pad wat die minste stoppunt het. Dis 'n pad wat net gaan ry so vinnig soos jy wil, doen wat jy kan. Dis 'n pad waarop jy kan gaan, waar jy kan doen wat almal anders doen. Ouers sal seker hierdie storie ken van die kind sê ek wil tot 11:00 uitbly en jy sê nee, jy's 10:00 by die huis en dan sê hulle nee, maar Janie se ma sê hulle kan tot 12:00 uitbly. Ek wil net tot 11:00 uitbly. Om Jesus te volg is nie om op hierdie pad te wees wat almal doen nie. Dit is om te leef. Hierdie nou pad is om te leef vir die likes, die goedkeuring, die gemak. Dis 'n pad waarop jy net kan gaan. Is om jou lewe weg te kyk na TV-reekse. Dit is om moeilike gesprekke te vermy. Dis om stil te bly wanneer iets verkeerd is. Dis 'n wye pad. Die pad vra nie veel nie. Al wat hy basies vra is gaan saam. En dis een van die grootste struikelblokke, dink ek, in elke gelowige se lewe, en dis daai vrees om nie ingesluit te wees nie, om nie deel te wees nie. So baie keer kies ons die wye pad. Maar Jesus sê daar's 'n ander pad. Hy sê dis die smal pad. En hy sê die rede hoekom dit nou is, as jy gaan kyk, 'n bietjie daaroor dink. Die rede hoekom dit nou is omdat jy nie alles saam met jou kan dra nie. Jy weet of jy dalk nog bagasie van jou verlede saamdra. Die nou pad is 'n pad waarop jy nie jou bagasie kan saamvat nie. Die nou pad begin by die kruis van Jesus waar jy jou bagasie neersit sodat jy op die nou pad kan gaan en hom kan volg. Op die nou pad kan jy nie jou trots saamdra nie, kan nie jou ego saamdra nie. En jy kan ook definitief nie jou obsessie met die goedkeuring van mense saamdra nie. Wat heel dikwels gebeur, as jy op die nou pad gaan, moet jy jou gemak agterlaat. Die realiteit is, om 'n verskil te maak beteken gewoonlik om die ongewilde pad te kies. Stroom op te wees. Beteken daai persoon wat afgekraak word eers by die werk in 'n WhatsApp groep wat sleg gesê word, beteken om op te staan vir hulle.
Al is dit al weet jy as jy nou gaan uitpraat, gaan die mense in die groep jou ook sleg sê of jou uitwerp. Dis om op te staan vir die persone wat verkeerd behandel word. Dit beteken dalk om jou Saterdag op te offer om mense te dien, beteken dalk om 'n vakansiedag op te offer om mense te dien, in plaas van laat slaap. Beteken dat jy met oortuiging moet leef, selfs wanneer niemand anders dit doen nie. Daai oortuiging dat ek volg Jesus wanneer jy in 'n wêreld leef waar al hoe meer mense sê ek volg waarvoor ek lus is, solank as wat ek gelukkig is. En die probleem is die noupad is nie stampvol nie. Die smal paadjie plek vir baie mense, maar dit is baie makliker vir hom op die wye pad te loop. Hierdie smal paadjie lei na die lewe toe. Dit lei na 'n plek waar jy vreugde gaan beleef. Vreugde wat dalk vir ander mense vreemd gaan wees, maar jy gaan iets beleef van iets wat Jesus vir jou beteken. Hierdie smal pad wat ek net nou gesê begin met die kruis. En wat ons het besef van die kruis, as Jesus ons nooi om die kruis op te volg, is dat die kruis het gewig. Lukas 9 vers 23 lees ons. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Liewe dag, rondkyk. Kyk vanaand op die TV. Kyk as jy net nou in Pick n Pay instap. Kyk hoeveel kruise jy raak sien. Hoeveel mense dra kruisie om die nek. Hoeveel mense het 'n tattoo kruisie. Hoeveel plekke gebruik die kruis in hulle logos. Kyk hoeveel kerke het kruise as 'n simbool. Ons dra die kruis vandag baie maklik as 'n versiering. Maar as ons weer teruggaan na die eerste eeu toe, ruk jy na Jesus op, as jy moet teruggaan na dit na Jesus opgestaan het, die kruis net een ding beteken vir die vroeë kerk. Het regstelling beteken. Die kruis het dood beteken. As jy 'n kruis gedra het, was dit 'n teken dat jy 'n kind van Jesus is. En Christene was nie aanvaar gewees nie. Ek het verlede week gesê dat niemand sterf ooit vir 'n leuen nie. En dis een van die redes hoekom ons kan weet die storie van die kruis is die waarheid. Die eerste eeu het die ouens die kruis gedra omdat hulle geweet het wat die waarheid is. Hulle het nie die kruis gedra omdat hulle nie vervolg wou word of omdat hulle nie wou inpas nie. Hulle het dit gedra omdat hulle geweet wat dit beteken het en dat dit die waarheid is. Die kruis is nie so mooi soos die kruisies wat ons in die sleutelhouers uitdeel. Die kruis is 'n growwe hout, vol splinters, vol lyding. So daar's gewig aan die kruis. So wanneer Jesus sê neem my kruis op, sê hy eintlik om sterf van jou gerief. Hy sê kom los jou gemak hier en neem die ongemak op. Daar's iets belangrik wat ons moet oplet. Jesus sê ons moet die kruis daagliks opneem. Dis nie net wanneer jy so voel, wanneer jy so dink om in die ongemak in te stap en jou kruis op te neem nie. Dit is elke oggend as jy opstaan, moet jy jou kruis opneem wat sê ek kies om op smal pad te stap. Ek kies om partykeer ongemak te vat bo die gemak van wat die wêreld of die breë pad vir my sê. Dis nie net een keer nie, dis nie net af en toe nie, dis 'n daaglikse ding. Want om 'n verskil te maak, gebeur baie min deur een groot helddadige besluit. Om 'n verskil te maak beteken baie keer om baie klein, partykeer duisende klein ongemaklike keuses te maak. Dink 'n bietjie aan die goed in jou lewe wat uitstaan vir jou. Dan wil ek vir jou vra, hoeveel keer die goed wat in jou lewe uitgestaan het as goeie goed, het baie keer klein ongemaklike keuses behels. Besluit om dalk nie die ander werk te vat nie want jy's geroep om by hierdie plek te wees. Partykeer is die ongemaklike keuses, die duisende keusetjies daai wat jou help om hierdie groot oomblikke te hê. Gebeur min as jy gemak soek. Dis om iemand te vergewe
wat nie verdien om vergewe te word nie. Vergifnis is 'n moeilike ding. En die geheim van vergifnis is, moenie wag tot jy voel jy is lus om te vergewe nie. Vergewe maar net omdat die Here vra vergewe. Want as ons gaan wag vir hoe ons voel, gaan ons nooit kies om te vergewe nie. Ons gaan altyd die gemak kies. Maar as ons gaan besluit, gaan ons 'n keuse maak om die ongemak te aanvaar van iemand wat dit nie te verdien nie te vergewe. Dis om vrygewig te wees wanneer die geld min is. Dink meeste van ons het stories wat ons hier kan deel van tye waar jy gegee het toe die Here gesê het gee en jy het nie eintlik geweet jy kan gee nie. Op die einde van die dag het die Here deurgekom, jy die ongemak aanvaar van Jesus wat vra gee. En in die ongemak het jy besluit, okay. En nadat het jy beleef wat iets in jou lewe of in iemand anders lewe gebeur. Dis ook om integriteit te kies wanneer daai compromise oomblikke in jou lewe kom. Wanneer dit sou makliker wees om te compromise oor jou waardes en jou geloof, kies jy jou integriteit. En hier is een van die dinge wat ek dink ons as kerk weer moet vir mekaar sê. Om Jesus te volg is nie 'n maklike oplossing nie. Om Jesus te volg beteken jy gaan gerek word. Jy gaan gerek word as jy Jesus volg, want hy gaan jou vra en hy gaan jou uitdaag om dinge te doen en te sê waarmee jy glad nie gemaklik is nie. Die ding van die kruis dra is, jy kan nie die kruis dra en op dieselfde plek bly nie. Toe Jesus sy kruis opgeneem het, as hy net bly staan het en daar dood gegaan het, dan was daar nooit 'n oomblik op Golgotha waar die tempel se gordyn in twee geskeur het nie. Die kruis, as jy hom optel, beweeg jou. Dit beweeg jou na mense wat seer het. Dit beweeg jou na mense wat verlore is. Dit beweeg jou na mense wat hoop nodig het. Die kruis vra dat ek en jy die formaat van die wêreld moet breek. Daar is 'n ontsettende goeie skrywer, David Platt, hy het 'n boek geskryf, Counterculture. Doen julle self die guns as julle 'n bietjie 'n boek wil lees wat jou regtig ongemaklik gaan laat voel. Counterculture van David Platt, waar hy praat van hoe breek ons die formaat van die wêreld. Romeine 12 vers 2 sê, so mooi, so duidelik. Paulus skryf, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Kom ons wees eerlik. Een van die grootste vrese in 'n mens se lewe, veral as jy jonger is om nie uit te staan nie. Jy wil net graag inblend. As jy 'n introvert is dit nog 'n groter challenge en jy wil net nie uitstaan nie. Jy wil net weggeraak tussen die mense. Niemand wil hierdie snaakse Christen wees wat altyd opstaan en sê, maar ek glo dit, daarom kan ek dit nie. Jesus vra dit vir my nie. Net in 96 het daar 'n liedjie uitgekom toe ons jong mense baie wild was met die naam Jesus Freak. En daai liedjie het gesê, I don't even care if people calls me a Jesus Freak. Nou is dit een van die goed wat ons so mooi probeer wegsteek, want as ons sê ons is 'n Christen, het mense sekere idees en imprint sekere idees op ons, so ons wil liewers nie geken wees as die Christen nie. Wat gebeur is, ons oorweeg Jesus, ons kies Jesus, en dan probeer ons hom stilweg volg. In die koninkryk van God het die Here nie spioene nodig nie. Hy het whistleblowers nodig. Hy het mense nodig wat die fluitjie blaas en sê, dis teen God se wil, dis nie wat God wil hê nie, God wil dit hê. Wat opstaan vir dit wat hulle glo. En om te sê, dis wat ek glo die Here wil hê en ons leef volgens wat die Here wil hê, beteken nie ons is veroordelende mense nie. Dit beteken net mense dat ons besef, ons is nie geroep om gemaklik te wees nie. Ons is nie op 'n missie om net lekker te leef nie, ons is op 'n missie om mense te red. Kan jy jou indink, as die hele kerk van Christus reg oor die wêreld begin dink, ons is op 'n reddingspoging. Daar's mense op hierdie breë pad
wat na 'n afgrond toe stuur. Ons moet hulle red, want ons is gered. Ek en jy wil 'n verskil maak, sonder dat iemand agterkom ons is anders. Dis die probleem. Jy kan nie 'n kultuur verander as jy presies soos dit lyk nie. Jy kan nie 'n kultuur verander as jy soos dit lyk nie. Ons wil so graag deel wees van die kultuur en deel wees van 'n groep. Jy is deel van 'n groep, jy is deel van hierdie geloofsfamilie. Ons geloofsfamilie is geroep om anders te lyk as die kultuur. Nie omdat ons beter is nie, maar omdat ons op 'n reddingspoging is. Omdat ons weet Jesus soek ons en nooi ons na 'n plek van ongemak en ons sien uit daarna met vreugde in plaas van om na die wêreld te kyk en 'n plek van gemak te soek. Paulus sê vir Timoteus in Timoteus 2 Timoteus 1 vers 7 sê hy die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Die krag, die liefde, die selfbeheersing is 3 goed wat ons vreeslik nodig het as ons ongemak soek, as ons soek om Jesus te volg. Ons het die krag nodig om op te staan teen daai begeerte om in te pas. Ons het die liefde nodig om wanneer ons anders is, nie veroordelend te wees nie, maar mense te laat verstaan as ons op 'n reddingspoging. Ons het ook die selfbeheersing nodig wanneer dit moeilik raak om nie net in te gee in die maklike manier om iets te doen nie. Om Jesus te volg sal soms ongemaklik voel en dis reg. Dit mag dalk beteken dat jy daai kollega, dalk as jy op skool is nog hierso of op swat, my klasmaat kerk toe nooi. Daai ongemaklike gevoel wat jy voel, dalk moet ek hierdie persoon kerk toe nooi, maar Jesus, wat dink hulle, wat daarvan as hulle dink ek is vreemd? Beteken om dalk daai ongemaklike stappie te neem. Dit mag beteken dat jy grense stel in jou verhoudings wat jou vriende dink mag dalk ekstreem wees. As dalk iets in jou vriendegroep wat jy voel, "Sjoe, dit is nie heeltemal waarvoor ons uitgewys is om te doen nie." Is dalk gedrinkery of dalk jy weet dalk moontlik wat dit kan wees in jou vriendekring. Maar dit beteken om grense te stel om te sê, "Sorry julle, ek kan nie. Dit werk nie, want dit staan teen wat ek glo." Baie jare terug toe ek nog in Tableway was, het ek 'n jong man gehad daar en hy het altyd gesê, "Ek gee nie om wat mense dink nie." Hy was 'n great ouetjie gewees, maar hy het stupid goed gedoen wat nie verkeerd was nie. Dit was net stupid goed wat jong mense partykeer doen. Eendag toe sê hy weer vir my, "Ek gee nie om wat mense dink nie," toe sê ek ook nie, maar ek gee om wat mense dink van Jesus wie ek volg as hulle sien wat ek doen. So dit gaan nie daaroor om te dink, ek moet omgee wat mense van my dink nie. Nee, jy moet begin dink, wat dink mense van Jesus as hulle kyk wat jy doen en hoe jy leef? Dit beteken dalk om 'n loopbaan te kies, 'n werk te kies, 'n werksbesluit te maak, 'n besluit om te skuif op grond van jou roeping in plaas van net jou gemaksone. Dit mag beteken dat jy opstaan vir die waarheid wanneer die kultuur sê jy moet stil bly. Dit is interessant dat ons in 'n wêreld leef waarin ons meer plek het om in die markplein te staan en te sê en te skree wat ons wil sê, maar dat Christene eintlik stiller is as ooit. Geloof wat die wêreld verander. En dis die vraag, wil jy die wêreld verander? Geloof wat die wêreld verander is selde sosiaal gerieflik. Jou geloof wat die wêreld verander en jy baie keer in 'n posisie voel wat jy weird lyk of weird voel. Maar dit is nodig om die ongerief te beleef in die samelewing sodat jy die wêreld kan verander. Jou stukkie wêreld, jou plekkie waar jy is. Maar dan moet ons onthou wat ons vroeër gelees het. God het ons nie 'n vrees van gees gegee nie, hy het ons krag gegee. So ek wil met die volgende los. As jy 'n lewe wil hê wat werklik saak maak. Van ons is ver nog van waar ons dink, so ons jong tieners wat hier is, hulle is 16. Julle het dalk nog so 40 jaar om agter te laat
wat julle wil vooronthou word of verandering. Van ons het dalk minder jare oor. Van ons dink dalk, "Jog, ek het 'n klomp jare gemors." Julle, die wonderlike ding is, die Here se timeline is heeltemal anders as ons. En so as jy dink jy dalk nog nie regtig hierdie ding gedoen nie, maar jy wil eintlik 'n legacy agterlaat, is dit te laat nie. Die Here kan in 'n dag meer doen as wat jy dalk in jou hele lewenstyd kan doen. As jy wil terugkyk en weet jy het nie net bestaan nie, maar dat jy werklik geleef het, dan moet jy bereid wees om bietjie ongemak te vat. Want die ding is, Jesus het nie gemak gekies nie. Jesus het nie gekies om in die hemel te bly waar hy die hele tyd aanbid word en die ewigheid in sy Vader se teenwoordigheid te sien. Hy het gekies om in die wêreld in te stap, in die ongemak in die plek van 'n mens en uit die stowwerige paaie gestap. Hy het die gebroke mense aangeraak. Op die einde van die dag die kruis gedra. Die kruis wat dit vir my en jou moontlik maak om weg te kom van die breë pad en te kyk na die smal pad en te sê, Here, ek gaan my kruis dra. Ek gaan kies om ongemak te soek, om so te leef dat ek soms moet uitstaan sodat hierdie reddingspoging waarop ons stuur as gelowiges mense van die breë pad na die nou pad kan red. Jesus nooi ons om hom te volg. Hy nooi ons nie om gemaklik te kom leef nie. Ek wil vir jou sê, hierdie boodskap kan volgens jou interpretasie 'n downer wees. Sê maar, ek val so kort. Of dit kan vir jou 'n boodskap wees wat sê, ek moet bietjie begin uit my gemak so en uitklom. Damn, ek moet bietjie begin leef, ek leef 'n boring lewe. Die Here wil soveel meer vir my hê. Die vraag is, gaan jy môreoggend opstaan met die gebed, Here, help my tog net om vandag gemaklik te wees? Of gaan jy môreoggend opstaan en sê, Here, help my om ongemak te beleef? Help my om my oop te maak sodat ek ongemak kan beleef. So miskien moet ons net bid en sê, Here, maak my lewe makliker. Dalk moet jou gebed word en dalk moet jy môreoggend bid en sê, Here, gee my die moed om 'n moeilike lewe goed te leef. Want as jy die realiteit van 'n moeilike lewe aanvaar, dan maak jy jou ook oop vir 'n goeie God om jou te help om die lewe goed te leef. Dit maak die realiteit oop en die vermoë oop vir 'n God wat vir jou liefhet om saam met jou op hierdie pad te gaan en op hierdie missie te gaan wat 'n reddingspoging is. Kerkplant om tot hier te kom waar ons vandag was en om te gaan kom waar die Here ons heen vat. Vra maar vir enige van die leiers wat saam met ons hierdie pad stap nou al vir baie jare. Ons is minder van die beginspan, maar ons is nog 'n paar. Dis 'n pad van vreeslike ongemak. Dis 'n pad wat jou elke dag challenge, maar julle dis so bevredigend. Die ongemak help ons om baie keer vir Jesus te sien beweeg, om God se hand te sien vir ander mense en waar as ons dalk nie die ongemak gekies het, ons dit as vanselfsprekend sou aanvaar het. So die vraag is jy dalk moeg vir 'n vervelige lewe? Het jou geloof vir jou 'n bietjie boring geraak? Dan wil ek vir jou vra, is dit omdat jy begin het om gemak te soek? Of is dit omdat jy die ongemak vergeet het? Dan wil ek jou nooi, kies weer ongemak. Soek ongemak. Kies partykeer om ja te sê wanneer die wêreld sal nee sê en sê ja vir dit wat God van jou vra. Stryk in die middel van April, kan julle dit glo? So amper al weer halfpad deur die jaar. Vandag is weer 'n nuwe begin van 'n nuwe kwartaal, as ons dit so kan noem. So ons werk in die episodes van die jaar. Dis 'n nuwe seisoen, 'n nuwe episode wat begin. Wat gaan ons elkeen in ons persoonlike lewe, waar ons werk, waar gaan ons as geloofsfamilie sê, Here, ons kies liewers die ongemak, sodat ons hierdie reddingspoging kan voltooi waarop U ons geroep het. Ons gaan liewers as 'n gemeente begin bid en sê, Here, gee ons die moed om die moeilike goed te doen.
Kom ons bid saam. Here Jesus, U het vir elkeen van ons die mooiste voorbeeld kom wys van hoe 'n mens ongemak kies. Hoe U ongemak gekies het, omdat U op 'n reddingspoging was. Maar Jesus het ook vir ons gesê, gaan na al die nasies toe. U het ons genooi na hierdie reddingspoging. Here, vanoggend bid ek vir ons as geloofsfamilie, vir elke individuele persoon. Heilige Gees, help ons om nie van die ongemak af weg te hardloop nie, maar om die ongemak te soek. Help ons om elke oggend te sê, Here, help ons om 'n moeilike lewe goed te leef. Heilige Gees, gee ons die krag, die helderheid van oortuiging, die dapperheid om bereid te wees om uit te staan, sodat iemand gered kan word. Sodat daar 'n verandering kan kom waar ons beweeg, waar dit nodig is. Mag die Here jou seën, mag die Here se Gees jou lei, om daar waar ongemak roep, dat jy nie sal weghardloop nie, maar dat jy na die ongemak sal hardloop. Dat jy so saam met God, saam met sy Seun en die Heilige Gees, op hierdie reddingspoging te wees, waar hy mense in sy teenwoordigheid inlei, vervul en nuut maak. Die gemeente van die Here sê saam, Amen.